Goeienaand julle, welkom terug. Ons het weer lekker koekies en koffie sonder julle geëet, so as julle ons wil join, donderdaande vir koekies en koffie, is julle almal welkom. Dankie Gerard vir die koekies. Ons maak ons oorte. Dankie liewe Heer, dat ons net weer hier om die tafel kan sit, en nie net kos en koffie kan kry nie, maar ware, lewende brood en lewende water van U af. Here, ek weet as ons nagmaal vier, dan sit ons die brood en die wyn in ons mond en ons herdenk dat U vir ons gesterf het en ons bely ons sonde. Maar mag ons elke keer wat ons die voorreg het om iets in ons mond te sit, of dit nou hierdie heerlike orange cookies is, of lekker koffie of tee, mag ons elke keer net weer onthou wat U vir ons gedoen het. Dankie vir alle liefde. Amen. Goed julle, so. Vanaand is dit toegegooi word onder papiere. Chanelli, soos jy kan sien, die klas van vanoggend het net 4 papiere gehad. Julle het 7. Okay? Want julle is nou hoër graad. Okay. Sodra. Tristan is jy reg. Is jy op het? Is jy wakker? Okay. Ons kyk wie van jou en Gustav gaan eerste. Goed, so julle sal onthou, daar's 7 gemeentes, okay? Ons het al 4 van die 7 deurgewerk. So 3 oor, ons doen vanaand die 5de. So ons amper klaar met die gemeentes. Okay. Wie kan die gemeentes se 7 naampies onthou? Kom. Thyatira is 1. Laodicea. Pergamum. Okay. Sardes. Wat ons gaan doen? Smyrna, dis hy. So as julle vergeet waar dit is, kyk gou by bladsy 1992. Chanel het ons nou vir jou 'n Bybel gegee. Nog nie, maar ek sal een bestel. Oi, wanneer kom jy kuier? Jy lê vir jou een wag. Ek sal definitief kan moet kom. Okay. Ek vroeër by die werk met loop. Okay, so op bladsy 1992 sien julle by vers 11. 1992 vers 11. Daar staan: skrywe wat jy gesien het in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. So as jy ooit vergeet waar is die 7 gemeentes, hier staan dit. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Daar is die 7 gemeente. Okay? So hulle loop so al in 'n sirkeltjie soos 'n horlosie. Ons volg nou nie die sirkeltjie soos wat ons deur hulle werk nie, want Efese wat eerste is, wil ek laaste met julle doen. So ons het nou Smyrna gedoen, ons het Pergamum, ons het Thyatira, ons doen vandag Sardes. So volgende week doen ons Philadelphia en ons het klaar Laodicea gedoen. Goed, so onthou julle laasweek het ons gesê, wie het ons laasweek gedoen? Thyatira, né? Ons het gesê, dis die kleinste van almal, maar die langste brief gekry. Okay? En onthou julle die ding wat uitgestaan het laasweek, het ons gesê, daar by hoofstuk 2 vers 18, sê ons, so sê die Seun van God. Jesus verwys gewoonlik na homself as die Seun van die mens, of Immanuel, of jou verlosser. Hier verwys hy na homself as die Seun van God, want hy het nogal as 'n regter gekom, né? Hy was kwaai, hy het geoordeel. Hy het nie hier as die liewe Jesus gepraat nie, hy het as die koning wat eendag weer kom oordeel gepraat. En onthou julle met al die voriges het hy eers gesê wat almal goed gedoen het, sleg gedoen het, eers gesê, ek het hierdie teen julle, julle begin goed, en dan doen julle sleg, maar daar's ook goeies. So dit gebeur nie in vanaand se brief. Dis wat vanaand se brief anders. Okay? So Thyatira se brief het gegaan oor waar of vals. Sardes se brief gaan vanaand oor iets heeltemal anders. Die hele brief is anders. So as jy na die bladsy kyk wat ek nommer 1 genommer het, jy kan na hom toe gaan. Gaan ek gou vir julle die
geskiedenis van die stad lees. Die ligging was die hoofstad van al daai klein plekkies. So van al hierdie klomp was hierdie een die hoofstad. Okay? Hy was 80 km van die feeste af. Nou, ek en Annemie het net nou na 'n kaart gekyk, onthou julle ons het gesê as jy op 'n skipie op die see kom, jy wil by die ouens kom, is die plek waar jy aan die hawe, aan die meer gekom het, was die fees. Okay? So almal ken die fees, maar hy was nie die hoofstad. Hy was die plek waar al die hotelle en die shebeens en alles was, want hy was naby aan die hawe. So as jy nou op hierdie sirkel gaan, jy gaan 80 km inland, dan kom jy eers by die hoofstad. Goed, so dit was gebou teen hange van daai berg met daai fancy name. Vandag noem ons hom Bosdag, daar's 'n ding op die G, met 'n hoë akropolis wat amper oninneembaar gelyk het. Wat ek dit lees, toe klink dit vir my soos Grieks. Weet een van julle wat is 'n akropolis? Goed. So as jy nie verstaan wat is 'n akropolis nie, dan gaan jy eintlik 'n deel van die brief mis. So akro in Grieks beteken hoog. Okay? Ek het vir myself gesê as jy 'n akrobaat in die sirkus ding wat swaai en nou. Goeie daarbo, akro is hoog. Polis is 'n stad. So hy was nie net die hoofstad nie, maar hy was die hoogste stad ook. So Akropolis beteken 'n plek wat op 'n baie hoë plek gebou is. As jy dink aan die cartoons en goeters, dan is die land hier en dan kry jy so rots en dan's daar 'n gebou daarbo. Okay? Met ander woorde, die ouens daarbo het gedink hulle is untouchable. Want hulle kan baie ver sien as daar 'n vyand aankom. Dis hoekom hulle self as bietjie hoër geag het ook. So dis wat beteken wat amper oninneembaar gelyk het. Hulle kon nie deur ander oorloë en konings oorwin word nie. Hy was ook bekend vir sy rykdom. Behalwe vir daai goedjies wat daar staan wat jy kan gaan lees, mens kry 'n sêding wat sê so ryk soos Croesus. Nou ek het nog nooit daai sêding gebruik nie, maar ek dink mense in die ou tyd, ons sal sê goed soos hy so syne so Scrooge McDuck, jy weet, dit is sulke goed, maar lyk my in daai tyd het mense gepraat so ryk soos Croesus. Hoekom? Want die stad was een van die eerste plekke om muntstukke van goud en silwer te gebruik. So daai goue goed, soos dat ons nou vandag 'n kreerrand of 'n coin het, hulle was die eerstes wat dit gemaak en gebruik het. Okay, so hulle was die hoogste stad, die hoofstad en baie ryk. So sien julle hoekom kon hulle 'n bietjie windgat wees? Nee? Goed. Dit is een van die of daarbey oninneembaar wat beteken, oninneembaar, maar tog het hulle geval 2 keer. Okay? Hoewel die stad strategies bo op 'n rots geleë was, is dit 2 keer in die geskiedenis verras en ingeneem. Dit het gebeur omdat wagte aan die slaap was. So kom ek verduidelik gou vir julle wat het hier gebeur. Hier is hierdie hoë rots, hierbo is hierdie plek. Die wagte dink, ag niemand het ons nog ooit ingeneem nie. So hulle is op hulle werk, hulle word betaal, maar hulle sit en slaap. So die een chom het aan die slaap geraak, en seker toe nou maar toe sy koppie so maak, toe val sy helm af. En hy rol by die rots af. En hy weet hy gaan 'n groot moeilikheid kom as hy sy helm verloor. Toe gaan hy by 'n privaat skelm skeurtjie af, klik klouter by die rots af en gaan haal sy helm. Maar min het hy geweet die vyand wat wil inval, is besig om vir hulle te kyk. En daar sien die vyand, waar kom hy af? En dis dieselfde paadjie wat die vyand te gebruik om in te klim. Okay? So dis wat daar staan, die verhaal van die wag se helm. So as julle hierdie Griekse geskiedkundige skrywer, so dis 'n Griek wat die boek geskryf het, wat gesê het hoe dit gebeur het. Sardes het 'n massiewe akropolis gehad, stylkraanse, lyk oninneembaar. Die inwoners het gedink hulle is veilig. Een nag het 'n wag sy helm afgeval tot ondergerol. Die wag het afgeklim,
teen die geheime paadjie, om het terug te kry sonder om te weet die vyand hou hom dop. Die Persiese soldate het presies daardie roete gebruik om die Akropolis binne te dring. Omdat daar geen wagte by die muur gestaan het nie, want hulle het gedink is onnodig, kon die vyand die stad maklik inneem. OK. En wraggies 330 jaar later gebeur dit weer. Dis nou nie iemand se helm wat afval nie, maar hulle het weer so laks geraak en nie die muur opgepas nie, dat die volgende ou, Antiochus die derde, het weer dieselfde triek getrek. Hy het sy soldate by dieselfde rotsagtige toegang laat opklim, en die stad is weer verras, omdat hulle opgehou wag. So as jy dit nie weet nie, dan gaan jy verstaan hoekom sê Jesus hierdie spesifieke woorde vir hierdie groep. Okay, so kom ons gaan kyk gou na die boodskap. Ons is by Openbaring 3. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. So wat het ons gesê is 7? Dit sluit alles in, hè? So die 7 geeste beteken al die geeste van God en die 7 sterre beteken al die sterre. Dis maar net 'n ander manier om te sê die Alfa en die Omega, die ou wat alles koning van is. So sê hy, wat Jesus is, die koning van alles. Onthou nou by die ander briewe het hy nou eers vir hulle gesê wat doen hulle goed. Hoor nou. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker. Kyk, julle weet nou, hulle weet van die ou wat in die slaap geraak het. So Jesus sê vir hulle, word wakker. En versterk wat nog by julle oorgebly het. Wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God. Hier's nou 'n ding wat sê, julle doen bietjie hierdie goed, hulle is net vrot, daar's niks goeds. Denk daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. So hier sê hy daarom, al is dit so bad, is daar daarom 'n paartjies wat nog in my glo. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Okay, so die goed wat ons hierna moet kyk, ek het nou klaar vir julle gesê, hoekom praat hy van, hy kom soos 'n dief in die nag, okay? Die goed waarna ons vanaand gaan kyk is, die wit klere. Ons het nou, Chanel, laasweek toe ons afgeswitch het 'n lekker gesprek gehad oor, hoekom ons nie swart klere wil dra op ons begrafnisse nie, en dalk eerder swart klere op ons troues wil dra. Maar ja, ons gaan 'n bietjie oor wit klere gesels, en ons gaan gesels oor die boek van die lewe. Want ek vanoggend met die Bardolino mensies gesels het hulle nogal vir my geblyk asof hulle nie mooi verstaan waaroor gaan die boek van die lewe. En dis actually 'n baie groot punt in die res van Openbaring. As ons hom nie nou bietjie verstaan nie, dan gaan die res van Openbaring eintlik glad nie sin. Okay, so op bladsy 2 sal julle sien, daar was 2, ek gaan maar net vinnig hier deurgaan, julle kan dit gaan kyk by die huis. Daar was 2 afgodsbeelde daar, okay? Al 2 was vrouens en hulle het te doen gehad met vrugbaarheid, okay? So die een beeld in Grieks was haar naam Artemis en in Romeins Diana. Sy was die girl met die boobs, okay? As jy ergens 'n standbeeld kry, kyk gou hoe is sy uitgebeeld. Baie keer is 'n vrou met baie borste, nie net 2 nie, okay?
want sy het vrugbaarheid getoon. Of partykeer gee hulle haar eiervormige klippe op haar borste. Jy weet soos wat 'n druiwetros lyk. Dis was vrugbaarheid. So daai kan julle nou maar dink het gepaard gegaan met onsedelikheid en dit was albei daai vrouens se goed. Okay. So by die onderste enetjie kan julle sien daar by aanbidding. Kubaka was haar naam en haar kultus was wild en eksentriek. Priesters het dikwels hulself gekastreer om haar te eer. Aanbidders het gedans, getrommel en in waansin te kere gegaan. So sien julle hoe erg was hulle oor hierdie twee godinne. Hulle het die weerste goed aangevang. So dis hoekom die Here ook vir hulle sê, alles wat verkeerd is hier, is losbandigheid en onsedelikheid. Okay. Goed, so kom ons gaan na bladsy 3 toe. So Jesus se boodskap aan hulle gaan oor, hy sê, ek weet jou werke, jy het die naam van lewe, maar jy is dood. Nou julle laasweek het ons 'n bietjie gesê van, as jy 'n vuur laat brand, maar as jy nie hitte nie, Selmarie, jy was nou nie, so ons het gesê, 'n geloof in Jesus, sonder dat jou lewe dit wys, is soos 'n vuur wat nie hitte gee, of 'n gloeilamp wat nie ingeprop kan word. Dis eintlik, dit is onnuttig. Ons het gesê, ons is nie wetties, laat ons werke doen om gered te word nie, maar as jy gered is, sal jou lewe oorborrel van goeie werke. Dis hoekom God daai 10 gebooie saamgevat het deur net 2 goed. Jy moet God en jou naaste lief hê. As jy Jesus in jou hart het, sal jy aan jou naaste goeie werke doen. Okay. En daar's mos 'n lekker stuk in die Bybel wat sê, wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Okay? So jy kan nie rondgaan en sê jy's 'n bekeerde, maar jy vloek en skel almal langs die pad. Okay. So dis wat die Here hier vir hulle sê. Julle lyk van buite af gered, maar ek weet julle is vrot van binne. Ja. So ek het gesê, wees waaksaam, want julle weet nie wanneer ek kom nie, en ons weet dit, net soos wat ons laasweek van die 10 meisies gesels het, wat se lampies moet vol wees. Die Here kan enige tyd kom om sy bruid te kom haal. Julle het nou gehoor wat se kleurklere het hierdie mense aan? Wit, né? Jesus het gesê sy bloed, ons was skarlakenrooi, maar sy bloed was ons so wit so sneeu. So dis hoekom ek laasweek vir jou gesê het, ek sal dit love as almal op my begrafnis wit aan het. Soos vir 'n bruilof, wat ek gaan na Jesus toe. Ek meen, as ek na iemand se begrafnis toe gaan en ek weet vir my heilige siel, daai het op sy sterfbed gesê, hy glo nie, dan sal ek swart klere aantrek en rou. Ek sal as op my kop gooi en my klere skeer soos in die Ou Testament, want ek weet daai oues verlore vir altyd. Maar as jy doodgaan en jy het in Jesus gesterf, is dit 'n bruilof. Ja, jy is sad, maar die ander oues op die beste plek ooit. Okay. Goed, so daar kan julle net bietjie gaan lees oor die moderne Sardes. Daar's nog steeds, as julle dit sommer gaan Google, kan julle daai tempel van Artemis se pilare sien om te sien hoe groot dit was. Dit was amazing. Okay. So bladsy 4 is daar net 'n samevatting van die Christelike oorblyfsels. Daar's 'n klein kerkgebouetjie oor, maar daar's 'n enorme standbeeld van die afgode oor. Okay? Daar net daar naby, by Efese wat ek net nou vir julle gesê het, is daar ook 'n altaar vir Artemis gebou. En in die ou tyd was dit een van die 7 wonders van die wêreld. Ja, maar. So groot het hulle daai vrou met die boobs gebou, né? So hoog gety het onsedelikheid gevier. Okay. Goed, daar's net 'n samevatting. Sardes was ryk, beroemd, strategies geleë, maar hulle was nie waaksaam nie. Jesus se boodskap speel in op daardie geskiedenis, okay, maar vir ons ook vandag.
Hy roep ons vandag om te sê, die ruïnes getuig steeds van die stad se glorieryke verlede, 'n fascinerende plek om te besoek, maar is enige van hulle gered, né? En ons moet dit vandag op toepas. OK. So dis Sardes in 'n netedop. Die groot ding wat ver oggend uitgekom het, is die boek van die lewe, en ek wil 'n bietjie tyd met julle daarop spandeer. So dis die bylaag wat sê A, B en C. OK? Ons het vanoggend na al hierdie plekke toe in die Bybel geblaai en dit was 'n groot geskarrel. Maar dit sal vir my lekker wees as jy by die huis deur die week gaan blaai na daai stukke toe, gaan lees net die versies bo of onder hulle op die opskrif. Want eintlik as jy hierdie lees, het jy van Exodus tot Openbaring 'n samevatting van eintlik waaroor die hele boek in Openbaring gaan. OK. So vir nou kan jy eintlik jou Bybel toemaak. Dis hoekom ek sê jy kan na die tyd dit gaan highlight en onderstreep. So baie mense, en ek gaan nou vir julle ook vra, vanoggend het ek hulle gevra, waaroor dink jy gaan die boek van die lewe? As jy nou net randomly hoor, die boek van die lewe, wat dink jy? Oorlewing? OK, wat bedoel jy met oorlewing? Soos wat jy moet doen in die lewe. Boek van die lewe, so net soos vanoggend het mense gesê, as hulle hoor boek van die lewe, dan dink hulle aan hulle Bybel, want dis wat jy moet doen om reg te kan lewe. OK. Nog opinies? Boek van die lewe, Gerard? Nee, stem absoluut so. OK. Die Bybel is 'n handboek. OK. 'n handboek van hoe jy moet lewe. How to do it. How to do. Okay, do it yourself. How to do. Okay. Julle is nie verkeerd nie. Hierdie is ons handleiding vir die lewe. Maar die Bybel praat spesifiek van die boek van die lewe waarin al die gelowiges se name opgeskryf is. Eendag as die Here weer kom, gaan hy met 'n boek kom, en as jou naam nie in daai boek geskryf is nie, gaan jy nie saam met hom hemel toe. OK. Dis hoekom ek sê, ek het gedink almal weet dit, en ek het vanoggend agtergekom almal weet dit nie. So hierdie is vir my 'n ongelooflike, dis hoekom ek nou, julle ken nou Sardes, maar hierdie is vir my 'n groot ding. OK, so, die boek van die lewe gaan julle 'n paar keer in Openbaring teekom. Al die gedrogte en die beelde en die woordgoed en die drake en die trompette en die seels en alles gaan oor die boek van die lewe. Goed, so kom ons hardloop gou deur die Bybel dat jy 'n idee kry, wat is die boek van die lewe. So onthou julle in Exodus was Moses aan die werk. OK, so Moses het nou daai 10 plaae gedoen, die Israeliete is uit Egipte uit. Nou gaan Moses by die berg op, hy wag nou vir die tablette wat God self moet skryf. Ek kry die eerste stel tablette, hy gaan af by die werk. Kan julle onthou in julle kinderbybels toe hy daaronder kom, wat het daaronder gestaan? Wat het die volk gemaak met al hulle juwele? 'n afgod. 'n groot goue bul. OK? Hulle het sê, ja, Moses vat te lank. Miskien sy dood daarbo. Vat al die juwele, smel dit, maak 'n afgodsbeeld, bid vir die beeld. Moses word so kwaad, hy gooi die eerste tablette wat God geskryf het, stak uit. OK? Nou gaan hy weer op met die berg. Kry nuus. Nou kyk wat staan daar. Hy sê vir God, maar nou, vergewe tog hulle sonde. As u dit nie doen nie, dan bid ek, skryf my asseblief uit u boek wat u geskryf het. Toe sê die Here vir Moses, elkeen wat teen my sondig, hom sal ek uit my boek uitdelg. OK? So Moses het al geweet, daar's 'n boek van die lewe. As jy doodgaan en jy het in God geglo, gaan jy hemel toe. Né? Daar's 'n boek met jou naam in. Maar hoekom het hy verwys na skryf my uit die boek uit? Goed. So op julle bladsy, as julle nou gou terugblaai. Op bladsy 1.
Is dit nou weer? Ja, ek ook. Bladsy 2, D. Bladsy 3. OK. So kyk in die middel, daar staan op bladsy 3 in die middel staan daar wie oorwin. Sien julle daar? Wie oorwin sal so bekleed word met wit klere en ek sal sy naam hoegenaamd nie uitwis uit die boek van die lewe nie. OK, dis nou 'n stuk van Sardes wat ons gelees het. So daar's die verduideliking. In steede van daardie tyd is burgers se name in die register ingeskryf. As iemand 'n misdaad gepleeg het of gesterf het, is sy naam uitgevee uit die boek uit. Maar Jesus sê, hy skryf nie uit nie, hy waarborg ewige burgerskap. So sê nou maar ons bly in Dias, almal wat in Dias bly, moet 1 keer 'n jaar gaan, as jy wil stem, moet jou naam in die stemregister wees, anders kan jy nie stem. OK? Daai julle toe Jesus en Maria se maag was, moes Josef hulle Bethlehem toe gaan vir 'n volkstelling. Almal wat in 'n sekere groep behoort het, moes getel word. Okay, hoeveel kinders het julle nou? So daar's 'n register gehou van wie, waar, wat bly. Maar as jy dood gegaan het, of jy het 'n sonde gepleeg, of jy is gevonnis vir diefstal of iets, dan wil daai dorp niks meer met dit doen nie. Veel jou naam uit. Okay? So nou sê Moses, Here, ek voel ek het die volk gefaal. Nou het hulle gesondig. Moet asseblief nie hulle almal se name uit die boek uitvee. Vee net my naam uit en hou hulle in die boek. OK? Verstaan julle hoekom sê Moses hierdie ding? Goed. Psalm 69. Dis die volgende een. Daar staan Dawid het hierdie psalm geskryf en hy's nou kwaad vir die mense wat hom jaag. Hy sê: Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe. En met die regverdiges laat hulle nie opgeskrywe wees. So hy's so kwaad vir die mense wat hom jaag. Hy sê, skryf hulle net uit die boek van die lewe uit. Dis 'n baie kwaad. Okay. So even Dawid het die boek van die lewe ding verstaan. Daniel, julle weet nou Daniel en Openbaring is boeke wat ons baie meer saam gaan werk. So in Daniel se tyd het Michael opgetree. Onthou julle wie was Michael? Of ken julle van Michael? Hy is God se engel wat sy army regeer. As julle ooit hoor van Michael, dan sal julle hoor, dis God se engel, is een van die archangels, wat altyd met 'n swaard voor God se weermag is. As julle partykeer in die Ou Testament lees van, terwyl die Israeliete geslaap het, het God se weermag die vyand gaan doodmaak, sal julle altyd sien, Michael is daar betrokke. Okay? Hy is die warrior angel. Goed. Hy is ook die ene wat lekker met die duiwel stoei. Okay, hy is altyd in die fights betrokke. Goed. So in die tyd sal Michael, die groot vors wat die kinders van jou volk beskerm, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nog nie was, van die begin van die nasies af, tot op die tyd nie. Maar in daardie tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So aan die einde as Jesus weer saamkom, dink julle hy kom alleen op sy wolkie? Nee, hy bring sy weermag saam. En Michael kom saam. En wat gaan Michael doen? In daardie tyd sal jou volk gered word, so almal wat vir God gekies het, sal gered word. En die res se name gaan uit die boek uitgeskrywe word. Ons name bly in die boek. Ja. Goed. Hierso kan julle al sien, ons gaan dit nog baie raakloop. Ek dink Tristan en Annika, julle was nog nie deel toe ons hieroor gepraat het, maar baie keer in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, sal jy sien God praat van bokke en skape. Die arme bokke is heeltyd die sonnebokke. Okay? In die ou tyd, as jy iets kwaad gedoen het, maar dit was nie so erg dat jy moes doodstraf of iets kry nie, dan het jy nou jou sonde op 'n papiertjie geskryf. Jy het dit om die bokkie se nek vasgemaak en die bok in die woestyn ingejaag. Hy het jou sonde weggedra. So dis waar die woord die sondebok vandaan kom. Okay? So,
Bokke is altyd geassosieer met die verkeer, die donker kant. En skapies, seker omdat hulle so cute is en wit is altyd met Jesus en die goeie. So Jesus is die goeie herder van die skapies. Niemand het bokke opgepas nie, almal was skaapwagters. Dawid, almal het skapies opgepas. Arme bokke. En dis hoekom die duiwel het nie bokhorings nie. Okay? Mense het maar net die duiwel as 'n bok begin voorstel oor die sondebok idee in die Bybel. Hulle sal sê, daar's baie weird mense wat sal sê, jy aanbid die Satan as jy 'n Dodge ry, want die ram is voorop sy, of die Toyota badge lyk soos boksehorings, as jy net, nie sulke nonsens vir my sê. Kyk, goed, maar oral in die Bybel, ergens is daar oordeel kom, tussen good or bad, is dit skape teenoor bokke. Kyk, goed. Kom ons kyk, in Lukas, julle weet nou, Lukas was 'n dokter, wat goeters gaan ondersoek het. Hier staan, moenie bly wees omdat die geeste aan julle onderdanig is nie, maar wees bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Okay? So hy sê daaronder, hy het nou al hierdie ouens gesien wat, soos Paulus en almal, wat kan wonderwerke doen, hulle kan geeste uitdryf, hulle kan alles doen. Maar hy het agtergekom, dis nie die belangrike goed, die goed wat jy op die aarde kan gebeur. Belangrike ding is, dat jou naam eendag in die boek van die hemel opgeskryf. Okay. Want julle sal sien, op 'n stadium praat Jesus in daai rooi letters in die boek en iemand kom na hom toe en nadat hy dood is en sê, ek wil hemel toe kom, dan sê hy vir hom, gaan weg, ek het jou nie geken. En dis nadat daai persoon geeste uitgedryf het, dooies lewendig gemaak het. So hy het in die naam van die Here goed gedoen, maar ergens langs die pad het hy so hoogmoedig geword, dat hy afvallig geword het en gedink het, hy is beter as die Here. Okay. Goed. Filippense, julle weet nou wie skryf in Filippense, dis Paulus wat geskryf het. Hier sê, ek vra vir jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue wat saam met my gestry het in die evangelie, saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe is. So Paulus sê, hier's 'n klomp vroue wat saam met my loop, hulle help evangelie verkondig, hulle maak vir ons kos, hulle versorg ons. Help hulle asseblief as hulle ergens by jou verbykom, gee hulle slaapplek, wees mooi met hulle, want hulle name is ook in die boek van die lewe opgeskryf. Okay? Goed, dan begin ons nou by Openbaring. So julle sal nou sien, daar's 1, 2, 3, 4, 5 plekke in die res van die Bybel. Nou gaan hier 1, 2, 3, 4 verse en 1 hele hoofstuk in Openbaring gaan oor die boek van die lewe. Okay. Goed, so die eerste een het ons nou vanaand gelees, Openbaring 3 vers 5 het ons gelees. Wie oorwin, met ander woorde, wie aanhou in Jesus glo tot die einde, sal bekleed word met wit klere, soos die ou skapies, né? En ek sal my naam hoegenaamd nie ek sal sy naam hoegenaamd nie uitwis uit die boek van die lewe nie, maar ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Met ander woorde, as Jesus weer eendag kom saam met God en saam met die engele, gaan Jesus opstaan en sê, hy is myne, hy is een van my skaapes. Okay. Goed, Openbaring 13 vers 8. So ek gaan net my Bybel gou daar oopmaak, julle hoef nie. Ek wil net vir julle, voordat ons daai versie lees, gaan ek vir julle sê, wat is die opskrif in die Bybel? So die opskrif in die Bybel by hierdie hoofstuk 13 is die dier uit die see en die dier uit die aarde. Okay? So hier kom daai beelde nou wat vir almal so vreemd is. So as julle wil op julle papier aanteken, die dier uit die see verteenwoordig die Romeinse ryk. Okay? En die dier uit die aarde verteenwoordig keiseraanbidding. Nou julle, ek het laas vir julle gesê,
Heeltyd in die 7 gemeentes moet hulle voor die keiser en voor die gode bid as hulle wil handel dryf. Okay? Met ander woorde, as jy voor een van hierdie 2 soog, dan sê jy glo in God en in hierdie goed. Okay, so dis die 2 grootste bedreigings. Die Romeine en hulle gode, of die keisers wat sê ek's God buig voor my. So ons hoef nie vir die drake te skrik nie, dit was mense, maar as Johannes wat nou 'n outcast op die eiland is, daai mense se name noem, dan kan hulle sy kop afkap. Maar nou skryf hy vir die gemeentes, en hy gebruik hierdie skuilname, want hulle almal weet, wie is die dier uit die see, en wie is die dier uit die aard. Dis vir ons weet, want ons het nie daar geleer. Okay. So kyk nou wat sê hy, in 13 vers 8 sê hy, en almal wat op die aarde woon, sal hom aanbid. Elkeen wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af geskrywe is in die boek van die lewe van die lam wat geslag is. So, wie het ons nou gesê, dit gaan oor die dier uit die see. Okay? Nou sê hulle, elkeen wat hom aanbid, met ander woorde, elkeen wat buig voor die Romeinse ryk. Okay? Elkeen wie se naam nie van die begin af, van die wêreld af, geskrywe is in die boek van die lewe nie, gaan nie hemel toe nie. Verstaan julle wat hier aangaan? Okay, dis niks weird nie, dis 'n normale brief wat net bietjie in kodetaal geskryf is, sodat sy kop nie waai. Okay, as julle daai stuk gaan lees, sal julle nou mooi verstaan. Openbaring 20, die opskrif by Openbaring 20 sê, die Satan word vir 1000 jaar vasgebind. So as Jesus weer kom, met sy engele, saam met God, gaan daar 1000 jaar, maar ons weet nie of dit regte mensejare is. Onthou, Jesus sê, vir God is 1000 jaar soos 'n dag, of 'n dag soos 1000 jaar. So baie mense sê, dit is presies 1000 jaar, 'n millennium. Party mense sê, ons kan nie weet. Maar vir 'n tydperk, gaan Jesus en die engel terugkom, om die skape van die bokke te kom skei. Dis daai tweede oordeel waarvan ons praat. Nou as 'n gelowige hoef jy nie van die tweede oordeel te praat nie. Jy praat van die tweede wederkoms. Ons sê, Jesus was een keer hier, hy kom weer. Maar vir ongelowiges is dit die tweede oordeel. Eerste keer is hulle dood gegaan het, maar as Jesus weer kom, gaan hy nou net mooi sê, okay, jy's onder, jy's bo, jy's 'n bok, jy's 'n skaap. Okay, so kyk wat gebeur nou eens. En ek het die dooies gesien, klein en groot, wat voor die troon staan. En die boeke is geopen. Sien julle, is meer as een boek? Ons gaan nou daar praat. Ook 'n ander boek is geopen. Dit is die boek van die lewe. En die dooies is geoordeel uit wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dooies gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die vuurpoel gewerp. Dit is die tweede dood. En elkeen wat nie in die boek van die lewe opgeskryf gevind is nie, is in die vuurpoel gewerp. Okay, sien julle wat hier aangaan? Is meer as een boek. Hoeveel boeke van die lewe is daar? 1. Maar daar's ander boeke ook. So ek kry in my gedagtes die feeling, die hoeveelheid mense wat in een boek is, die boek van die lewe, is bietjie minder as die hoeveelheid wat in die boeke is. Hoor julle, Jesus het heeltyd gesê, die paadjie na die hemel is nou, en die pad na die hel is wyd. Baie mense gaan daai kant toe, min mense gaan die kant toe. Okay? Een boek van die lewe, maar gelukkig gaan julle nou hoor, hy is volgeskryf. Hy is aan die voor- en agterkant volgeskryf. So daar's genoeg plek, né? Daar's een boek van die lewe, maar daar's 'n paar ander boeke. Goed, so wat is ons werk om te sorg? Ons land in watter boek? Boek van die lewe.
en jou geliefdes. Né? Goed. Openbaring 21 se opskrif is die nuwe hemel en die nuwe aarde. OK? Vers 27 sê, en daarin sal hoegenaamd nie ingaan enigiets wat verontreinig en gruwel en leuen doen nie, maar net hulle wat opgeskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. So wie gaan in die nuwe hemel in? Net hulle wat opgeskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Wie is die Lam? Jesus. OK. Goed. So, dit is die touching, sien julle daarvan, Moses tot Psalm, tot Daniel, tot Paulus, tot Jesus self, wat in Openbaring vertel. Nou gaan ek vir julle Openbaring 5 lees. Goed, so maak julle Bybels oop by Openbaring 5. Onthou nou, Chanel, dat Openbaring 1, 2 en 3 gaan oor die 7 gemeentes. OK? Dan gaan ons Openbaring 4 doen. Openbaring 4 is net 'n deel wat sê, hoe groot, hoe almagtig, hoe wonderlik, hoe amazing is God. OK? Hy vertel ons, sy opskrif is by Openbaring 4, God sit op die troon. OK? So nou gaan ons net gou kyk, wat sê Openbaring 5? Wat is die opskrif daar, Samarie? Die lam is waardig en die boek word gemaak. Die lam, wie is die lam? Is waardig om wat oop te maak? Die lewensboek. Die boek van die lewe. Kom ons kyk hoekom staan dit daar. Goed. So dis in jou Bybel, maar ek het dit vir julle uitgetik op daai papier ook. Dis die bladsy wat sê C. In die regterhand van hom, julle kan by daai hom skryf God, want dit is God wat daar sit. In die regterhand van God wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Weet julle wat is 'n seël? Dis mos daai stuk wax wat hulle so gebrand het in die koningsring ingesit het. Okay. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak deur die 7 seels daarvan te breek? Nou sê Johannes, maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk. Johannes sê, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Hoor nou hoe klop iemand op Johannes se skouer. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Onthou julle, ek het vir julle gesê, Johannes is die enigste een wat Jesus in sy 4 forme gesien. Hy het hom gesien toe hy nog voor sy kruisdood was. Hy het hom gesien nadat hy opgestaan het uit die dood. Toe het hy hom op die berg ook gesien as verheerlikte liggaam net voordat hy dood is. En hier sien hy, nadat Jesus aan die kruis dood is, hoe kom die lam in die hemel in? En sê, stop die horlosie. Ek kan daai boek oopmaak. Ek is waardig. Niemand anders kon nie. Okay. Nommer 6. Toe het ek voor die troon wat omring was deur 4 lewende wesens. Onthou oral in die Bybel as ons lees van die 4 lewende wesens. Die 4 beteken noord, oos, suid en wes. Dis partykeer sê hulle die 4 windrigtings of die 4 lewende wesens. Dit beteken die hele aarde. Noord, oos, suid en wes. Al 4. Tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Okay? So het Jesus gesien staan wat aan die kruis gesterf het. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Nou skrik die mense hulle boege. Maar almal in Johannes se tyd en die Bybel se tyd het geweet,
As Johannes of iemand ergens van horingkies praat, beteken dit koninkryke. Hy het nie die koning se name genoem nie, maar 'n horingkie, julle gaan dit later in Openbaring ook sien, verteenwoordig 'n koninkryk. So hoeveel koninkryke is op Jesus se kop? 7. Wat beteken? Hy is die baas van al die koninkryke. Okay? En hy het 7 oë gehad. Wat beteken dit? Van alles. Hy is oral. So kyk wat staan. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Okay? Alles. Dit beteken alles word aan hom onderwerf. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Met ander woorde, God het vir hom die boek gegee. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens, met ander woorde, almal op die aarde, en die 24 ouderlinge, julle kan altyd onthou, hierdie 24 gaan ons nog baie kry. 24 is 12 plus 12. 12 seuns van Jakob was al die stamme van die Ou Testament. So met ander woorde, 24 beteken die 12 stamme wat die Ou Testament verwoordig en die 12 apostels wat die evangelie uitgestuur het in die Nuwe Testament. Dit beteken al die mense voor Jesus se dood en na sy dood. Dis waar 24 altyd in Openbaring gaan voorkom. So kom ons lees. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens, met ander woorde die hele aarde, en die 24 ouderlinge, Ou Testament en Nuwe Testament, voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook. Wat is die wierook? Die gebede van die gelowiges. Soos jy ooit gewonder het, waar jou gaan jou gebede heen? Dit gaan direk na God se altaar toe en dit gaan voor hom op soos wierook. Wierook is daai lekker wyk goed. Dis waar jou gebedjies heen gaan. Okay? Dit val nie net op die vloer of gaan teen die dak vas. Okay, nou van die wat julle nie sing nie, wat nie hou van koor sing nie, hier kom nou 'n bietjie van 'n skok. Toe sing hulle 'n nuwe lied. So julle beter hierdie lied leer as jou naam in die boek van die lewe opgeskryf is, want hier staan almal sing. So, as julle so lank wil voor in die koor staan, hulle sing. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Onthou julle wat was God se belofte aan Abraham? Ek gaan jou nasie so baie maak soos die sterre in die lig, die sand van die see. Maak nie saak wat 'n kleur jy is, maak nie saak wat 'n taal jy praat, maak nie saak hoe mooi of lelik, slim of dom, oud of lelik. Almal is welkom om hulle name in daai boek te kry. Kyk. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. So wat gaan ons werkie wees as ons eendag saam met Jesus regeer? Ons gaan op die aarde werk en regeer. Ons gaan nie sit en bolle rol of vir mekaar kyk. Ons gaan doen wat vir ons lekker is. Sonder goed soos muggies en vliee en klippe wat jy nie kan spit om jou blommetjies te plant nie en alles wat die Here Eden in die tuin van Eden wou gehad het, gaan ons hê. Kom. Vers 10. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. En hulle het hard uitgeroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê.
aan hom wat op die troon sit, met ander woorde God, en aan die Lam, Jesus, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens, met ander woorde, almal op die aarde het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Gesien julle waar gaan die boek van die lewe? Dis hoekom ons met sorg, laat ons name, en almal wat vir ons lief is, almal wat ons paaie kruis, se naam in die boek in die ewige lewe kom. En dis slegs 'n besluit wat jy kan neem, terwyl jy nog hier op die aarde is. En die deel wat ek wil hê julle moet verstaan is, onthou julle nou, kyk gou na bladsy 3. Die boonste deeltjie van bladsy 3, daar staan, ek weet jou werke, jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. So, kan jy sê jy is bekeer en jou lewe wys dit nie? Ja. Dit wat jou hart van vol is, mond van oorloop. Dis wat jy moet doen. Dis hoekom Paulus gesê het, as jy iemand anders van Jesus wil leer, Gustav, doen alles, en as jy rarig moet, praat. Nee? Met ander woorde, jou leefstyl, jou leefwyse, moet 'n ander ou aantrek, om 'n Christen te wil wees. As jy rarig moet jy hom van Jesus vertel, maar hy moet dit sommer aan jou sien. Hy moet kom van, hoorie, hoe kan jy bly staan as dit so sleg gaan met jou? Hoe hou jy aan, as elke keer na mekaar, dit voel of die lewe jou plat slaan? Jy hou aan borrel, jy hou aan gee, al druk die lewe jou plat. Verstaan jy? En het Jesus gesê, dit gaan net met ons goed gaan? Nee, hy het pertinent gesê, hoe liewer jy my het, hoe swaarder gaan jy kry. As jy volhou en jy is die oorwinnaar, dan bly jou naam in die boek van die lewe. So ek wil vir julle jong mense sê, elke keer as daar iets slegs met julle gebeur en julle kan maar ons ou tannies vra, dan dink jy dis nou die ergste ding wat met jou kan gebeur. Ek wil vir jou sê, as jy lief is vir die Here, gaan ek vir jou in jou gesig sê, is nie waar nie. Hierdie is iets wat met jou gebeur. Jesus beloof om saam met jou daardeur te stap en jou sterker hier uit te haal. Want as jy op jou swakste is hy op sy sterkste. Met ander woorde, whatever jou tref, bou jou karakter vir die dag wat jy daarvoor moet staan en sê, ek is 'n skaap, ek is nie 'n bok. Nee? Ons baie mense wat nou wil heen gaan en vir jou sê, as jy gelowig is, sal dit net met jou goed gaan. Jy sal ryk wees. Jy sal alles kry wat jou hart begeer. As jy regtig glo en gelowig is, sal jou drome waar word. Ek wil vir jou sê, bullshit. As jy nie struggle nie, beteken dit die duiwel sien jou nie as 'n dreigement nie. Nee? Okay? Die rykste op die aarde. As hy 'n gelowige is, kan ek jou waarborg, hy het net soveel troubles soos die armste ou wat ook gelowig is. Okay. So as dit met jou goed gaan, dan moet jy vir die Here sê, wat kan ek doen om harder vir u te werk? Want die duiwel my kan kom katasa. Want dit so dit is, Prof. Zelmer. Die dag toe sy hart op in daai see sê, hier's ek Here, ek word groot gedoop, hier's my lewe, het ek vir haar gesê, Zelmerie, weet dit. Jy het nou hardop gesê, duiwel, bring it on, I'm ready. En my woorde was nie koud, nee? En ek en Menk voel dit elke dag in ons lewens. Ons kinders voel dit elke dag. Jy reg of God werk, groter dreigement is jy vir die duiwel. En wat sê die sêding? If you can't make them bad, make them busy. Nee? Dis wat ons laasweek gesê het. Moenie laat jou gejaag na geld, of jou gejaag na enige iets, jou tyd steel van jou tyd by Jesus nie. Want dan het die duiwel bietjie gewen. Sorg dat Jesus jou hoogste prioriteit is, want as jy jou oogies môre toemaak, tel niks van die goed op die aarde nie waar jy werk, wat se klere jy dra, wat se kar jy ry, wat se lekker koekies jy kan bak, wat se dier jy vandag gered het, wat se siekte jy oorwin het.
hoe jy jou kinders groot gemaak het, né? Party mense sit hulle kinders voor God. Baie mamas dink hulle kinders moet bo God wees. Nie of jy die werk kry wat jou hart begeer, niks van 'n getal die dag as jy oogies te maak, net of jou naam in die boek van die lewe. Kan. Sorry, daar is ons meetingtyd verby. Dit beteken ons moet ons oogies toemaak. Dankie Here dat ons kan weet, daai boek van die lewe is voor en agter vol geskryf. Here, en vir 'n gelowige is dit so amazing om te weet. Daai naam is opgeskryf voor ek in my moeder se skoot gemaak is. Dis 'n vreemde konsep, maar U het geweet, voor ek gemaak is, waar gaan ek eindig? So hier in die middel, as U my planne bietjie skeef laat loop volgens my standaarde, dan weet ek kan vashou omdat U reeds in die einde is. U weet waar gaan ek staan, by die skapies of by die bokkies. En U het gesê, as ek net aanhou glo, beloof U om saam met my die pad te stap. As iets skeefloop, is daar 'n doel of 'n rede. Miskien het ek verkeerd gekies, maar selfs deur dit sal U by my wees. Here, mag ons lewe so straal dat ons ander mense sal aanlok soos vlee om ook hulle name in die boek van die lewe te kry. Baie dankie vir al U liefde. Amen.